Ek wonder hoeveel keer in my lewe ek al in dienste gesit het, nie eers wat ek self daaroor gepraat het nie, maar gehoor het wanneer mense oor hierdie gedeelte praat en oor hierdie realiteit in ons lewe praat en dis vrees. En baie keer dan dink ek dat ons nie besef hoe groot invloed dit werklik op ons lewe het nie. En wanneer ek soms met mense praat en ek begin, wanneer hulle my kom sien, dan gesels ons bietjie oor hulle lewe en dan as ek op 'n stadium vir hulle sê, jong, ek wonder of daar nie so bietjie vrees ergens in jou lewe is nie, dan sal hulle altyd vinnig sê, nee, ek dink nie so nie. En dan sê ek, nee, ek dink so. En as ons so 'n bietjie verder gesels en ons kom bietjie nader, ek wil amper sê aan die hart, dan sê hulle nie meer op, nee, ek dink nie so nie, dan sê hulle, ja, maar dis maar 'n kleiner dingetjie daai, dis nie so erg nie. En soms voel dit nie vir jou so erg nie, en miskien dink jy nie dis so erg nie, maar daar is sekere dinge wat in jou lewe gebeur, wat jy nie beheer oor het. Daar is sekere dinge in jou lewe wat 'n invloed het op jou lewe, wat jy soms nie met jou twee hande net kan beheer nie, wat jy nie met jou mond kan beheer nie. Ek het al 'n hele paar keer gesê om vir julle te wys hoe sterk ons gedagtes is, dat jou gedagtes sterker as jou wil soms is. Gebruik ek altyd hierdie eenvoudige voorbeeld. Ek gaan vir jou iets sê, maar dis 'n dier, so 'n dier is 'n naam wat ek vir jou gaan sê, maar moet glad nie aan hom dink nie, moet hom nie sien in jou gedagtes nie. Moet glad nie, asseblief. As jy hom sien, dan faal jy. Daai dier is 'n olifant. Dis 'n olifant. Groot olifant. As jy nie nou 'n olifant sien nie, dan sal ons jou verskoon vanoggend. Jy kan vir jou gedagtes soms so hard sê as wat jy wil, moenie. Maar dit gebeur. En die probleem daarmee is, ons wil dit beheer en die woord moedig ons aan om te sê, jy moet elke gedagte gevange neem, tot gehoorsaamheid van God. En vrees is een van daai olifante in ons lewens baie keer. As ek vandag moet vra, is daar enige iemand wat bang is vir 'n olifant? Wys net gou vir my as jy bang is. Okay, kom ons maak dit makliker. Is daar enigiemand wat nie bang is vir 'n olifant? So 'n kwart wat nie bang is. Okay. Almal van julle wat bang is vir 'n olifant, het jy al ooit nabye te doen gehad met 'n olifant dat jy besef het hier's moeilikheid? Ek dink dit het nogal 'n invloed op jou keuse. Ek en Belinda ry in Pilansberg so hele ruk terug. En die olifant kom so rustig uitgestap en is so mooi. En ek neem so 2 of 3 foto's en ek dink maar ek wil 'n video opneem. Die video gaan mooier wees. En ek haal die bakkie uit rad uit en ek maak die venster heeltemal oop en ek hou my hande so by die venster uit en ek kry hom nie lekker in die foon nie en ek sê lyk of hy groter word, maar ek zoom nie. Toe ek weer sien, toe's die man op pad na ons toe. En die karre agter ons, ek kan nie net in reverse sit en net laat gaan nie. En ek begin hoeter druk en ek besef ek dink nie dis 'n plan nie, die man is klaar pad na my toe. Hoe sê ek vir jou agter my gee pad? Die volgende keer toe ons in Kreer Wildtuin is, toe het ek nie weer 'n video probeer neem nie. Toe laat ek vir Belinda die video neem en ek watch die olifant. Nou dis hoe vrees in jou lewe is. Oorspronklik dan dink jy nee wat, dis nie so erg nie. En dan wil jy net jy wil dit amper vertroetel, jy wil amper vrede maak daarmee. En dan voor ek jou oë uitvee, dan kan jy nie vorentoe nie, jy kan nie agtertoe nie, jy kan nie links nie, jy kan nie regs nie, jy sit daar. Jy sit net daar vas. 2 Timoteus 1 vers 7 in die 33-53 vertaling sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, want God het ons nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie,
maar van krag, liefde en selfbeheersing. Hoekom is dit belangrik om te weet wat se invloed vrees op jou lewe het? Ek het nou, en ek is glad nie, ek sê dit baie keer, ek is nie 'n mediese dokter nie, gelukkig nie, so moenie vir my al die snaakse terme kom vra nie. Ek ken 'n paar mense in die medies en gewoonlik dan plaak hulle maar met al die slim vrae en dan dink almal net ek is vreeslik slim. Maar op 'n stadium het ek gaan sit en gesê, hoekom sal God dit so direk en reguit sê? Wat is die rede hoekom hy so reguit sal sê, ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Ek het nie. Dit moet tog 'n redelike invloed op jou lewe kan hê, as hy dit so direk aanspreek. Daar's baie ander dinge wat hy aanspreek, maar ook hierdie. En ek wil hê dat ons vandag sal kyk, want miskien dink jy dalk dat daar geen area of geen vrees in jou lewe is nie. Miskien voel jy dit nie, miskien sien jy die olifant nie. Miskien weet jy van hom en hy's okay, want hy's daar ver. Maar miskien is hy baie naby jou. Vrees affekteer jou gees, siel en liggaam. Dit is onvermydelik. Vrees het 'n invloed op jou gees, op jou siel en op jou liggaam. En God wil tog hê dat ons gees, siel en liggaam aan hom behoort. Toe ek met een van die dokters praat in Rustenburg oor vrees, toe sê hy vir my, jong Dion, die maklikste wat ek vir jou kan opsom is, ek noem dit 'n silent killer. Nou as 'n dokter en vir jou sê, ek noem dit 'n silent killer. Die eerste ou met wie ek praat, toe maak dit nogal vir my sin, hoekom God sê, ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Die woord kom en sê, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Die vyand, ons teestander, wil jou kom doodmaak. As 'n dokter dit 'n silent killer noem, sy tweede sin na hy dit gesê het is, in meeste gevalle wat hy agterkom, het dit 'n baie groot invloed op jou bloeddruk en bloedsuiker. Iemand anders sê, vrees veroorsaak angstigheid. En om angstig te wees, beteken dat jy 'n vrees binne jou het vir iets wat nog nie eens gebeur het nie. Iets wat dalk kan gebeur. En is nie positief nie, is nie goed nie. Dit gooi alles binne jou te mekaar. Daai tweede een het gesê, in my ervaring het ek agtergekom, dit skep net negatiewe scenario's in jou kop. Vrees. Enigiets waarna jy kyk, skep net negatiewe scenario's. Enigiets waarna jy kyk, as daar probleme, sien jy net moeilikheid op moeilikheid op moeilikheid. Jy sien nie, daar's uitkoms nie, jy sien nie dat dit vinnig gaan verander nie, jy sien nie dat dit vinnig gaan beter word nie. Meeste ouers sal weet, wanneer jy na jou kind kyk, en soms hoor jy net met wie sy vriende. En dan gebeur daar klaar iets binne jou wat jy dink, 2 maande terug het daai mamma, 'n ander mamma by die skool vir my gewaarsku oor daai seentjie. Hy kind mag nie met hom maatjies wees nie. En elke keer, as jy net jou kind naby daai vriend of vriendin of ou of kerel of iemand sien, dan begin daar scenario's in jou kop afspeel. Dit gebeur, voordat jy jouself kry, sê jy vir jou dogter, as jy swanger by hierdie huis aankom, pa, waarvan praat jy? Ek sien met wie hang jy deesdae. Sien jy die olifant? Waar kom jy daaraan? Dis wat vrees doen. Weet jy wat's hartseer? Baie keer, in al die jare wat ek in die bediening is, kom daai pa na my toe en sê, ek het vir haar gewaarsku, en daar gebeur dit waaragtig. Want vrees het totaal oorgeneem. Sy het nog nie eens, ek wil amper sê om eerlik te wees, sy het nog nie eens aan die ou se hand gevat nie, en jy het al gewaarsku as jy swanger by die huis aankom. Dis wat ons doen. Dis wat daai olifant doen. Ek wil 'n mooi video neem en toe ek weer sien, toe staan hy hier.
Dis wat vrees in jou lewe doen. Hy's daar, en die volgende oomblik is hy hier. En dan begin jy goed sê en doen, en weet nie wat alles nie, en die olifants op jou. En dan sê jy, ek het nie meer beheer nie. Wat se beheer het jy gehad toe die olifant daar was? Wat se beheer het jy uitgeoefen? Wat het jy gesê en gedoen, behalwe om onmiddellik die negatiewe scenario te skep en te sê, as jy swanger by die huis aankom? Hoeveel ander dinge kon jy in daai tyd gedoen het, wat dit dalk sou voorkom het? Ek wil nou nie jy met jou hand opsteek nie, maar weet jy hoeveel paas het al hulle kinders gedreig en dan gebeur het in elk geval? En soms vra ek myself, is daar nie 'n ander manier nie? Soms vra ek myself, hoe gebeur dit? Vrees veroorsaak 'n geraas in jou kop later. Nou ek het nou vir jy 'n voorbeeld van hoe dit min of meer moet gaan in jou kop wanneer vrees al meer en meer begin toeneem. Baie eenvoudig. Elke mooi ding wat jy sê, gebeur net nie. Elke ding wat jy doen, wat? Luister net, kyk. Dis maklik. Moet dit nie doen nie. Moet nie weer wees nie. En al wat vrees in jou lewe kom doen is, God bemoedig jou. God probeer jou aanmoedig. God probeer vir jou sê, luister vir my, luister gou, luister net wat ek sê. En al wat jy doen is, daar's God. Ek probeer, hè? En dis wat vrees in jou lewe kom doen. Skielik is daar die helfte van julle wat so te mekaar gelyk het, dis snaaks. Elke tweede een wil vir my iets probeer sê en wys en ek kan sien, ek weet julle hoor nie, want ek het hom afgesit. Maar het ek gepraat? Hoe kan julle sê ja as julle my nie gehoor het nie? Ek het nie gepraat nie. Ek het net so gemaak. Vrees het 'n manier om alles om jou harder te laat klink as die realiteit, die waarheid, God se stem, die Heilige Gees, geloof, hoop, liefde. Vrees verdoof alles in jou lewe. Ook God se stem. Vrees maak jou bekommerd. Een of twee het hulle ore toegedruk. Ek weet nie hoe hard is dit aan daai kant nie, aan hierdie kant het daar niks weer gekom nie. Ek weet nie of jy enigiets kon hoor op 'n stadium, was daar 'n kind of 'n babietjie of iemand wat net ietsie gou gegil of geskree of geroep of gelag of iets het. Maar vrees gryp alles binne jou vas. Gees, siel en liggaam. En die vyand weet presies, hoe meer geraas daar in jou kop is, hoe makliker kan hy jou mislei, hoe makliker kry hy beheer oor jou gevoelens. En totdat die geraas te veel word, dan probeer jy uithardloop. Ek wil nou 'n voorbeeld gebruik en as dit nou met jou gebeur is, vergewe my. Wanneer laas het jy gesien as iemand in 'n plek is waar die musiek kliphard speel in sy foon lui? Dat ek het gehou. Hallo? Wat is die musiek so aan die agtergrond? Nee, dis maar die kar. Gesels sommer net hier buite bietjie. Geraas wat jou soms voel vir een oomblik asof dit die beste plek is en die volgende oomblik voel dit of dit die grootste deurmekaarspel is. Ek is nou op daai ouderdom wat ek die musiek moet sagter sit as ek die naambordjies wil lees.
As ons iewers heen ry en ek moet by 'n sekere plek afdraai, dan sit ek die radio sagter. Ek weet nie wat se verskil dit maak nie, maar ek doen dit en dit voel vir my dit werk. Beter te kan sien, my kind. Hoekom doen ons sulke goed? Want die oomblik as jy moet konsentreer, hoor baie mooi, die oomblik as jy moet konsentreer, dan kan jou brein nie met alles gelyk nie. As jy soos ek 'n kombi ry en almal praat gelyk, en jy wil iewers afdraai en jy wil hoor wat sê die vrou, wat sê jy? Nee, julle jok, julle sê nie sst nie. Bly bietjie stil. Jy verhef jou stem en dan sê jy, hou op skree. In ander taal, hou julle bekke. Nou hoor baie mooi wat ek sê, op een of ander stadium gaan jy in jou geestelike lewe ook so moet praat met al daai stemme in jou kop. Dieselfde geïrriteerdheid wat jy binne jou ervaar wanneer vrees en al hierdie gedagtes deur jou kop gaan jy op 'n stadium moet kom wat jy net moet stop. En onthou jy daai wat ek al soveel vertel het van die klein hondjie wat agter die tannie aan hardloop? Onthou jy? Tannie wat by die voorhekkie wil uitstap en dan kom haar hondjie heeltyd saam en dan draai sy om en sê nee, soek, gaan eens toe. En as sy omdraai dan kom hy weer. En 4, 5, 6, 7 keer doen sy dit en die 8ste keer draai sy om en sê sy voet ek gaan nie eens toe. Maak jy ek toe, alles verby. Vir een of ander rede dink ons soms dat ons vir die duiwel en al hierdie stemme en mense se opinies en alles moet sê, ag, ek's okay. Nee, jy's nie okay. Daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy beheer moet vat. Wat jy moet sê tot hier toe en nie verder nie. Vir hoe lank laat ons toe dat mense se opinies en woorde en alles ons so beheer dat wie jy is. Vroumense kleur hulle hare ander kleur omdat een persoon gesê het jy het mooier toegelyk as nou. Hulle verander hulle hele voorkoms die oomblik wanneer een persoon kom en sê, "Sjoe, jy lyk regtig baie mooi." Vir die res van haar lewe gebruik sy daai parfuum. Dis wat ons doen want in 'n oogwink begin daar 'n vorm van vrees in jou lewe kom en aanvaarding en twyfel en al die stemme begin met jou praat. Vrees het 'n manier om totaal beheer van jou lewe te vat. Mense raak soms gewoond aan 'n sekere hoeveelheid en 'n sekere mate van vrees in hulle lewens. Dis al vir jou normaal om 30-40% van jou lewe met hierdie gevoel op jou maag te loop. Dan noem jy dit maar die lewe. Nee, dis nie die lewe nie. Dis nie wat God vir jou wil hê nie. Vrees het 'n manier om sekere dinge in jou lewe te doen wat dokters nie eens kan optel met toetse of enigiets nie. En dan behandel hulle al die simptome, maar jy word net nooit gesond nie. Keer op keer, dan sit hierdie, dan sit daar, dan dink hulle, dan gaan jy na 'n ander dokter toe, dan gaan jy weer na 'n ander spesialis toe. En op die einde van die dag is dit net een of ander vrees in jou lewe wat dit veroorsaak. En jy probeer alles en jy gaan na almal toe. Maar dit maak net nie 'n verskil nie. En hoe meer geraas daar in jou kop is, hoe minder kan jy fokus. Vrees tas jou hele immuunstelsel aan. Vrees beheer jou sielsmens. Daar's 'n sekere ding wat hulle noem amygdala hijack. En dis regtig waar 'n toestand waarin jy later sielkundig verval. Skielik raak al jou uitbarstings totaal net buite beheer. Jy kry na ouderdom uitbarstings teenoor enigiemand. Jou vrou, die kinders, jou baas, maak nie saak wie dit is nie. Tot die kleinste babietjie wat net 'n bietjie te hard raas, irriteer jou en jy verloor net totaal kop. Jy ooreageer die heeltyd. Jou emosies is totaal buite beheer. Jy raak nader aan paranoïes. As jou foon lui, dan kry jy so holkol op jou maag. Dit neem totaal beheer van jou lewe. Later word tot jou sintuie beïnvloed deur vrees.
Ek het 2 weke terug met 'n ou gepraat wat in 'n groot karongeluk was. Hy sê, terwyl hy vasgevang sit binne in daai kar, daai reuk van die olie en die rook en die tyres en alles, hy sê elke nou en dan as hy iewers kom of hy ry of iets, en hy ruik dit net, hy sê dan wil hy totaal kop verloor. Dan is hy so bang, hy stop en hy kry net eers sy asemhaling en alles weer onder beheer, want hy is so bang dit gebeur weer. Iets wat jy gesien het, iets wat jy gehoor het, in sy geval iets wat jy geruik het, net so in 'n oogwink, dan is alles binne jou totaal de mekaar. En dis wat vrees doen, veroorsaak 'n gemors in jou kop, 'n geraas wat jy nie beheer kan kry oor nie. Vrees bring wantroue en teleurstelling. Skielik vertrou jy niemand meer nie en stel almal jou net die hele tyd teleur tot dit so later op 'n plek kom wat jy jouself nie eens meer vertrou nie, wat jy die hele tyd teleurgestel is in jouself. Vrees verlam jou om nie eers meer te probeer om iets te probeer nie. As jy met mense praat wat op straat bly, sal hulle vir jou sê, op 'n stadium, het dit net vir my gevoel, wat help dit? Die vrees om alles te verloor, hulle het nader aan selfs dit verloor. Vrees het 'n manier om jou hele mens wees oor te neem. Jy bid en jy vra dat God dit sal wegneem, daai gevoel van vrees, daai benoudheid, daai oogwink wat alles net de mekaar is en die geraas in jou kop net sal stil maak, maar dit verander nie. Naderhand begin jy vra, hoor God my nog? Weet God nog van my? En naderhand is jy oortuig daarvan dat God nie eens met jou praat nie. Tog kom 2 Timoteus 1 vers 7 en sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So wat moet ons doen? Baie maklik. Wat het Jesus gedoen? Stel jouself voor in die tyd wat daai laaste paar uur voordat hy in die tuin gevange geneem is, hoeveel dinge deur sy kop moes gaan. Hoekom sou hy in daai oomblik saam met sy disippels sê, kom saam met my en 'n end verder gaan en so ernstig met die Vader praat dat sy sweet soos bloeddruppels geword het. So ernstig. Dink jy nie daai vraag en alles binne hom en die bekommernis binne hom om te sê, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie. Al daai vrae, al daai bekommernis, al daai wonder, hy het presies geweet wat wag op hom. Maar dan lees ons, as hy daar opstaan, kom die soldate om hom gevange te neem. En skielik keer hy waar die ander nou benoud is. Daar was sy disipel die oor afkap, maar sê hy, nee. Die soldate kom in 'n skare, almal saam om hom gevange te neem, en hy vra vir hulle, wie soek julle? Sê ons soek Jesus, hy sê, dit is ek. Wie is ek? Hoekom bring julle so baie ouens saam? Ek sal sommer saam met julle stap. Daai vrede, sê 2 Timoteus 1 vers 7, God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Dis in daai oomblikke wat hy daarvan praat. Jesus het baie keer vir sy disippels gevra en gestuur om dinge te doen. Baie keer dan sê hy vir hulle, gaan soontoe, gaan kry die, gaan berei daai voor. Maar toe daar, ek wil amper sê, vra in sy hart en kop is, toe daar geraas in sy hart en kop is, het hy self na sy Vader toe eenkant gegaan en stil geword. Maar weet jy wat gebeur? Die oomblik as jy stil word by God,
dan gaan hy jou oortuig. En hy gaan vir jou vertel wat hy wil hê jy moet regmaak in jou lewe, sodat jy die vrees kan oorwin. En dit wil ons nie doen. Kom ons wees eerlik. Baie mense sit eerder met die geraas en daai bietjie angstigheid en bietjie worry en die en daar, as wat hy na God toe gaan en God sê vir hom, al wat ek wil hê jy moet doen is, jy moet net jou rasisme laat staan, dan sal dit klaar beter gaan. Ek wil net hê jy moet vergewe, ek wil net hê jy moet dit, ek wil net hê jy moet dit. Een vinnige, eenvoudige antwoord, maklik. Dis nie 'n probleem nie. So, hele ruk terug, ek kan nie onthou hoe lank dit is nie, en die ou was gelukkig nie in Koster gewees nie, staan ons in gesels, en ek sê toe vir hom, weet jy wat, ek dink soms dis 'n probleem in ons lewe, rasisme is 'n probleem in ons lewe. En hy sê nee, ek dink glad nie is 'n probleem nie. Ek sê, ek is bly as een ou dit oorwin het. Hy sê nee. En hy sê hierdie woorde. Hy sê as daar swart mense in die hemel is, wil ek nie eens daar wees nie. Vrees het 'n manier om dinge binne jou te doen. Jy nie idee het wat jy doen nie. Vrees het 'n manier om jou partykeer dom as strand te maak. Ek het met een van sy vriende gesels en ek hoop ek loop hom nog weer raak, maar ek het met een van sy vriende gesels en toe sê hulle vir my, Dion, as jy weet wat deur hy alles in sy lewe is, dan sal jy dit dalk verstaan. Toe sê ek, nee, ek sal dit nooit verstaan. Want daar's geen mens op hierdie aarde vir wie ek die hemel sal prysgee. Ruk terug het iemand vir my gesê, ja, tot dit met jou kind of jou familie gebeur, toe sê, kan ek vir jou iets sê? Dit het met my eie suster al gebeur. Reg voor die hof in Rustenburg. Die hele groep mans al gegryp. Ek hou my nie dom oor die groep nie, glad nie. Maar God stuur een man, wat uit die hof kom en het sien en op hulle skree en hulle uit mekaar uitjaag. God sit 'n pastoor op haar pad, wat binne die eerste 2-3 weke pad met haar kom stap om vir haar te sê, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Moenie dat dit 'n vrees in jou binneste opwek nie. Dis dieselfde suster wat sy by die myn gewerk het 3-4 jaar later, wat langs die pad hulle optel, dan sê almal vir haar, is jy mal? Hoe kan jy dit doen? Ek sê nie jy moet dit doen nie, ek sê net soms laat ons toe dat daai goed opbou binne ons en dit beïnvloed jou hele lewe. En God kom en sê, ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Ek het geen vrees binne my nie. Totdat die olifant bietjie naby is. Ek is glad nie bang vir olifant. Ek is nie. Ek beloof julle, ek is glad nie bang vir 'n olifant. Maar ek gaan volgende keer bietjie versigtiger wees. Die verskil is, ek kan die olifant sien. Ek kan vrees nie sien. Wanneer ek my oë uitvee, is ek vasgevang, ek sluit af. Psalm 46 vers 11 en 12 sê, wees stil en weet, ek is God. Ek sal vereer word deur die nasies. Verhewe wees oor die hele aarde, vers 12, die Here die Almagtige is by ons. Ons skuilplek is die God van Jakob. God gebruik Moses om die volk uit slawerny uit vry te maak, om hulle uit te lei. En die oomblik toe hulle in die woestyn kom en hulle sien die omstandighede in die woestyn, toe sê hulle nee, kom ons gaan eerder weer terug soontoe. Ons sal liewer weer slawe wees, daar het ons aan kos gehad. Ek wil vanmôre vir jou sê, en ek wil jou smeek vanmôre, jy kan kwaad wees vir my, jy kan bly wees, jy kan wees net wat jy wil. Ek wil vanmôre vir jou sê, laat gaan van jou eie emosies en idees en denke en maniere, en laat toe dat God jou deur die woestyn na die beste lei wat hy vir jou in store het.
Moenie dat jou eie opinies en dinge wat gebeur het, jou weerhou, soos wat dit die volk weerhou het nie. Moenie tevrede wees, om eerder 'n slaaf te wees met kos, as 'n vry man, en al God se beloftes te sien. Ons eie opinies is soms die grootste blokkade in ons lewens. Om God te ken, is om sy vryheid te ken. Maak die geraas in jou kop stil, om een kant te kom, met hom te praat oor hoe jy voel. Vir wie ook al jy kwaad is, wie ook al wat aan jou gedoen het, wat se nasie ook al iets aan jou gedoen het, gaan praat met God daaroor, en los dit by hom. Dit help nie, jy vertel dit vir mense nie, dit gaan niks anders maak, as wat jy net vrees in hulle harte wakker maak nie. Gaan praat met God, maak die geraas stil, sodat jy helder kan dink, sodat God jou kan seën, en jy hom kan eer daardeur. Daar's net een manier om vrees stil te maak in jou lewe, en dis om een kant te kom, en met God te praat. Wat ook al jou vrees mag wees, wat ook al dit mag wees, gaan praat met God daaroor. Laat hy dit stil maak. Kom terug na die Vader toe. Want jy gaan nie vir ewig in die woestyn wees nie. Daar's 'n beloofde land, daar's 'n plek wat hy vir jou voorberei het. Mag jy daai plek ontdek en die volheid van God saam met dit. Kom ons sluit die oë. Here, ek dink soms wanneer ons dink aan Christendom, dan besef ons nie wat Christendom werklik beteken nie. Wanneer die Seun van God jou vrygemaak het, het hy jou waarlik vrygemaak, en dis nie net vrygemaak van sonde nie, dis vrygemaak van alles. Van vrees, van opinies, van die eie ek. Ek bid hier en ek wil amper sê, ek kom smeek by U dat U ons genadig sal wees. Ek bid dat U met ons sal praat, Here. Ek bid dat U ons sal kom vry maak van alles in ons lewens. Wanneer ons stil word en U met ons praat en ons oortuig om sekere dinge uit ons lewe uit te kry, bid ek in die naam van Jesus dat ons sal gehoorsaam wees, Here. Dit is nie maklik nie. Dit was nie vir die volk maklik om eers deur die woestyn te moet gaan, om dan daar uit te kom nie. Maar dit is nodig om daardeur te trek. Dit is nodig om ons verlede agter te los. Dit is nodig om deur hierdie tyd te gaan, sodat ons U kan verheerlik. As U 'n belofte aan ons gemaak het, sal U dit nakom, Here. Elke seëning in die woord is ja en dis amen. Daarom bid ek, Here, dat ons nie vrees in ons lewe sal koester nie. Ek bid dat ons U wil sal soek, Here. Ek bid dat ons U koninkryk sal soek. Ek bid dat ons sal gehoorsaam wees aan U, Here. Mag ons fokus op ons lewe, ons verhouding met U. Geen mens, maak nie saak wie dit is nie. Geen mens kan ons toekoms vir ons bepaal nie, maar God is in beheer. Beraders en sielkundiges en dokters en pastore en almal kan ons help. Maar elkeen van ons gaan self die geraas in ons kop moet stil maak. Elkeen van ons gaan self met U moet praat, Here. En ek weet baie keer leef ons en sê ons dinge regtig net uit verskillende ervarings, het hoor sê uit, en miskien het dit self gebeur. Maar dankie dat ek kan weet, U herstel vrede in elkeen van ons.
Praat met ons, Here, lei ons soos wat net U kan. Ons eer U daarvoor in Jesus naam.